My advies is wanneer mens beplan om Paarl toe te kom, maak reg om jou mense te ontmoet. Paarl is die hart van die Suid-Afrikaanse geskiedenis. Daar's so baie stories wat hier ontstaan. So ek dink wanneer mens Paarl toe moet kom, moet mens regmaak om amper jouself te ontdek in maniere wat jy dalk nie verwag nie. En daar's geen beter manier om jouself te ontdek as om jouself bietjie uit jou comfort zone uit te druk met 'n paar lekker avonture nie. Of jy nou kom skermsweef saam met ons of hier in die berge gaan rondstap, dis definitief 'n plek waar jy jouself gaan ontdek en waar jy vandaan kom gaan ontdek. Ek dink wat Paarl uniek maak, is sy baie lange hoofstraat en alles gebeur rondom die hoofstraat. Mense bly op die hoofstraat, mense gaan skole op die hoofstraat, hulle bedryf hulle besighede op die hoofstraat. En 'n unieke ding van Paarl is, ons het tot wynplase wat tot op die hoofstraat strek, so jy kan wingerde sien terwyl jy deur die hoofstraat ry. En dit dink ek maak Paarl verskriklik uniek. Parel, interessant genoeg, het sy naam gekry in 1657. Dit was die dag toe Jan van Riebeeck 'n ekspedisie gestuur het binneland toe, onder leiding van 'n fiskaal, Abraham Gabema. Hulle het kom soek na die Khoi-stamme wat daardie tyd hier in die Parel woonagtig was, of wat hier rond was in die Parel. En op 21 Oktober 1657 kom hulle aan in die Drakensberg Vallei. Dit gereën die nag en hulle het tent opgesit langs die bergrivier. Die volgende oggend, na die reën nou gestop het, kom Abraham Gabema uit sy tent uit en hy draai om en hy sien die berg, die kraans van die berg waar die water afvloei en dit skitter soos diamante en parels in die sonlig. En van daar af het die naam gekom, Parel. Maar dit was eintlik Paarl, P-A-R-E-L, wat Paarl in Dutch in Hollands is, en later het die naam verander na P-A-A-R-L, Parel, maar ons het nog steeds, ons sê nie Paarl in Afrikaans nie, ons sê Parel, alhoewel dit nie klink soos, as jy dit lees, klink dit nie na Parel, jy gaan Paarl, gaan jy lees. Die Parel is soos die afgeronde klassieke dame van die Kaapse wynlande. Ons buurdorp Wellington, sê ek baie keer, met wie ons baie te doen kry en baie verlief is soos die tomboy sissie. Sy's natuurlik, sy's ongekunsteld, maar die Parel het 'n klassieke glans aan haar. Old school, goeie morele waardes vind jy hierso. Ek dink dit beskryf Paarl mooi, behalwe nou net van die glinsterende granietrotse, is daar 'n waarde aan Paarl, wat weet soos parels, weet as jy parels in jou hand vashou, dan jy kan amper voel hulle het waarde en mening en hulle is nie sommer net van gister af nie. Geskiedenis in Paarl is nogals belangrik, vir die feit dat ons die Talie monument het, maar ook dat alhoewel die Paarl op die oomblik geklassifiseer word as 'n stad, ek dink diep in die hart nog maar 'n klein dorpie is. Ja, ek dink as jy in die Paarl groot geword het, is jou familiebande baie sterk. En dit is diep in jou ingewortel waar jou geskiedenis vandaan kom. En ek dink dis 'n groot voorreg om te kan nog steeds na al die jare te kon terugkom Paarl toe en dit te sien groei in wat dit vandag is. Buite vir die feit dat ons een van die Wes-Kaapse areas is wat die meeste toeriste inbring, is ons ook meer as 300 jaar al hier. Daar's verskillende wynroetes en die Parel is een van die groot wynroetes in die Wes-Kaap. Wat dit so lekker maak en interessant maak is die feit dat ons al hierdie klein plasies het. Ons het nie net al hierdie verskriklike groot plase soos in verskeie van die ander lande wat nuwe wêreldse wyne maak nie. So jy kan vir 'n dag ry en 10 tot 20 plase gaan besoek. Almal is verskillend, almal het hulle eie geskiedenis
en elkeen van hulle bied vir jou die ongelooflikste reeks van wyne aan wat jy kan proe. Jy kan hoor van hulle geskiedenis, meeste van die plase is oop dat jy kan sien hoe hulle die wyn produseer en hoe hulle dit verouder. En dit is seker een van die mooiste omgewings in ons land, is die Boland, en die Parel is reg in die hartjie van die Boland waar ons sit. My naam is Rykie van Tonder en ons is by Laborie Estate in die Parel. Laborie Estate is een van die oudste plase in die Parel. Ons is al hier van 1691 af, toe Simon van der Stel die plaas gegee het vir die Tailleford familie van Frankryk. Die pa was 'n hoedmaker, maar die ma was actually die een wat die wyn gemaak het en sy het ook haar eerste dogter geleer. Sy was Susanna Brits en haar dogter was Elizabeth. En die plaas het eintlik baie as ek dit so kan noem, geskiedenis in die sterk vrouens en vrouens wat leiers posisies bekleed en daar word ook gesê dat die ma, Susanna Brits, het actually vir Groot Constantia geleer om wyn te maak. Dis een van die fun facts wat ons het op die plaas. Die plaas het deur die jare het verskillende familie nou ingetrou in die familie en die Lou familie het toe op die einde van die dag hulle besit langsaan vir Picardy en vir Laborie en toe in 1972 is die plaas te verkoop aan KWV. En huidiglik is KWV nie meer die eienaars nie, daar's nuwe eienaars wat die plaas besit. Ander Oaks dateer terug na 1695. Ons Ansela van Bengal was deel van Jan van Riebeeck se huishouding en sy was een van die eerste slawe wat vrygestel is in die Kaap. En sy het so die stammoeder geword van die Basson familie in Suid-Afrika. En na man se oorlede, sy sterfenis, is sy in 1706 het sy hierdie plaas Honswyk het sy in besit gekom van en vandag is dit bekend as Ander Oaks. Ek is Suzanne Green en ons is op Ander Oaks in die Parel. Ek dink Ander Oaks is bekend vir 'n kombinasie van uitstekende kwaliteit tafeldruiwe, wyndruiwe, sitrus, 18 boutique award-winning wyne, goeie pizzas, goeie diens. So ek dink dit is 'n kombinasie van verskillende faktore. So gaste wat hier bly kan die Boland se vriendelikheid en warmte en diens ervaar. Ek dink die ongelooflike ding van die Grande Roche is dit gee jou die geleentheid om die gasvryheid te kan beleef in 'n eiendom wat 200 jaar oud is, wat deel is van 'n familie wat nog steeds deel is van die Parel, waar hulle nog steeds hulle wyne maak, waar 'n straat na hulle vernoem is. Daai gasvryheid van ons mense en dan ook gekoppel daarmee saam met die ongelooflike wynlande en die ongelooflike wyne wat ons het. Want die Parel is baie bekend vir hulle Shennons. En ons is baie gelukkig om dit dan te kan drink saam met die ongelooflike chef by die Grande Roche se kos. En die hele integrasie tussen die manor house, die wyn, die kos en die atmosfeer. Ons is Ine Marie en ons is by die Grande Roche in die Parel. Wat ons as die Grande Roche wil terugbring is om daai luksheid en weer te kan ek kan sê embody nie, maar to experience that, om dit te kan beleef soos wat dit in die ou dae was, om te kan Grande Roche toe kom en te kan die high life wat saam met dit gekom het, weer te herleef en lewendig te maak, as ek dit so kan stel. Elke keer voor 'n mens gaan vlieg, raak 'n mens opgewonde daaroor. Dit is nooit presies dieselfde nie, want ons vlieg 'n medium, die lug wat elke dag anderste is en jy kan nooit sien wat daar aangaan nie. Ons gaan dit altyd gaan explore wat in die lug aangaan. Dis opwindend. My naam is Mias de Klerk en ons is hier bo by die Toyskloof Pas in Parel.
Ek is die eienaar van Winelands Paragliding en ons bied tandem paragliding vlugte aan vir die publiek en ook opleiding vir mense wat self wil leer vlieg. Ons vlieg ook altyd van die mooiste plekke af, soos hier by die Toys Kloof waar ons nou sit. En selfs wanneer die weer nie lekker is om te vlieg nie, net om hier te wees is altyd 'n fantastiese ervaring. En ons het vliegplekke van hier tot in Franschhoek, al langs die berg langs, almal van hulle asemrowend mooi. Die taalmonument is opgerig ter nagedagtenis om eintlik om te vier die ontstaan van die Afrikaanse taalbeweging. Die eerste Afrikaanse taalbeweging het begin op die 14de Augustus 1875. Toe die GRA gevorm was. Nou die GRA was die Genootskap vir Regte Afrikaners en ek het nou vir genoem van Pannevis. Pannevis was die man wat daardie mans wat die GRA gevorm het, saamgeroep het en vir hulle vertel het wat sy gedagte is om Afrikaans te erken as 'n amptelike taal. Hy het dit genoem Afrikaans want dit is 'n taal van Afrika, het ontstaan hier in Afrika. En op die 14 Augustus 1875 was Pannevis siek en hy kon nie die vergadering bywoon in die huis van Gideon Malherbe nie, wat vandag die Afrikaanse Taalmuseum is nie. Hy het later aangesluit by die GRA, maar spesifiek op daardie dag, 100 jaar later, in 1975, is die Afrikaanse Taalmonument opgerig ter eer van die ontstaan van die Genootskap vir Regte Afrikaners. My naam is Laborie van die Kerk en welkom in die Parel. Ek is die eienaar van Paarl Historical Walk and Tours, wat ek in 2017 begin het. En in elke dorp is daar iemand wat alles ken omtrent die dorp en al die stories bewaar omtrent die dorp, wat dit weer kan oorvertel vir die generasies wat volg en veral vir die besoekers in hierdie geval wat ons dorp besoek. Die dag as iemand sterf, dan fisies word hy begrawe. Maar sy legende, sy hele legacy leef voort in dit wat oorgedra word van generasie na generasie. En so 'n mens sterf eintlik 2 keer, want daai dag is stories nie meer voortgaan nie en nie meer oorvertel word nie. Dan is hy ook tot niet. En dit is waarop ek fokus hier in die dorp. Ek is Paarl Tourism, die Drakensberg Local Tourism Association se bemarkingbestuurder. My naam is Karika Heidenreich en ons sit in die Parel van die Kaapse Wynlande, Parel. As mense die Parel kom besoek, moet hulle kom met 'n verstandhouding dat hulle tyd hier gaan moet spandeer. Dinge gebeur nie gou nie. Ons het al die moderne fasiliteite, winkels als, maar mens moet Parel ervaar op 'n stadige manier. Die natuur skoon, mens moet tyd maak om te gesels met die mense, want die mense is regtig besonder, die plaaslike inwoners. So kom met 'n houding van tyd en slaap sommer oor. Dan kan jy regtig die Parel ervaar soos wat hy is vir ons wat hier bly.